Ek weet nie waar die Gautengers is vanmôre nie, dalk het hulle reën of iets, ek weet nie. Maar in elk geval, ja, Tersius is dan mee so, okay, skus Tersius, praat van die ander Gautengers. Skus, ek het so para aan my keel vanmôre. Okay, ek gaan vanmôre praat oor wat is jou verwagting of hoop? Verwagting en hoop is eintlik dieselfde ding, maar hoop loop eintlik bietjie langer as verwagting. Verwagting is iets ou verwag dit nou, maar hoop is verwagting wat aanhou. So dis die verskil. Okay, ek wil net gou-gou hierso my skerm bietjie groter maak. Daar's hy. Nou kan julle ook beter sien. Okay, wat is jou verwagting? Wat is jou hoop? Okay, so hoop en geloof loop saam. Hulle is sissies, so tweeling. Okay, so jy kan nie geloof hê sonder hoop nie. Geloof is baie keer onmiddellik en baie keer is dit hoop. Okay, so hoop is iets wat oor 'n tydperk gebeur. Dis geloof wat 'n lang pad loop. Hy sê in Hebreërs 11 vers 1 en ek wil dit as die teksvers vat vanmôre. Hy sê die geloof dan, nou die Engels sê now faith is. Die geloof dan, now faith is. So geloof is vir nou. Jy moet nou geloof hê, maar dit moet ook hoop insluit. Is 'n vaste vertroue, okay. Dis 'n vaste vertroue, dis die definisie van geloof op die dinge wat ons hoop. Okay, so kom ons stop net daar. Hy sê dis 'n vaste vertroue. Vaste vertroue meen jy bly verwag ten spyte van. Pas vertroue meen jy vertrou ten spyte van. Dit word 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So hoop en geloof is nie altyd goed wat ons sien nie. Dit meen dis nie fisies, dit manifesteer nie fisies. Die oomblik as ek sê ek glo nie. Hoop is ook nie iets wat fisies onmiddellik gebeur nie. Maar dit is iets wat jy dan nou sien van die toekoms. Dis 'n prentjie van die toekoms wat jy sien. En jy kyk na daai prentjie en jy hoop op dit en as jy wil begin twyfel dan hoop jy weer en as jy wil begin twyfel dan hoop jy weer want dis 'n vaste vertroue. Met ander woorde, jy moet vas bly vertrou. En dan gee hy vir ons 'n voorbeeld in Romeine 4 van Abraham. Nou vandat Abraham sy belofte gekry het by die Here dat hy die vader van die nasie sou word, het daar 25 jaar verloop, want hy was 75 toe die Here vir hom hierdie belofte gegee het. En eers op 100 het hierdie belofte waar geword. Intussen het daar baie goed gebeur. Hy en Sarah het naderhand moedeloos geword en toe probeer hulle die Here help en toe struik hulle eintlik maar 'n floppie. Hy sê maar hy teen hoop op hoop. Nou hoop is een ding, maar hoop op hoop geglo dat hy vader sou word. So dit beteken dat 'n mens nie net een keer hoop nie, maar dat jy bly hoop. En as jy wil twyfel, dan hoop jy weer. So bou jy daai hoop op. Bou dit op oor 'n tydperk, want dit vat baie keer, dit kan 25 jaar vat, of dit kan langer vat, of dit kan dalk net 'n paar weke vat, of 'n paar dae vat, maar daar's altyd 'n tydperk gekoppel aan hoop. Hy sê, want hy teen hoop op hoop geglo dat hy die vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, kyk nou hier wat sê die woord, geloof en hoop loop saam. En dis Abraham waarvan hy praat, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam. Met ander woorde, jy moenie fokus, jy moenie kyk na dit wat jy in die fisiese kan sien nie, want as hy na sy liggaam, na homself in die spieël gekyk het,
En hier staan 'n 100-jarige man en hulle het sekerlik al speels gehad in daai tyd. En hy kyk na homself, dan sê hy het nie gelet op sy liggaam nie. Hy het na sy liggaam gekyk en gesê, ek kyk nie na dit wat ek sien in die spieël nie. Maar hy sê, want dit was alreeds verstorwe. Met ander woorde, dit was dood, dit was amper sterwe. En op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. So hy het ook nie na Sara se vermoë gekyk, of na sy eie vermoë gekyk nie, maar hy teen hoop, op hoop, bly glo in God se belofte. Sien, dit is wat hoop is, dat jy ten spyte van steeds glo in God se belofte. Ok, kom ons kyk, hy sê hy was ten volle oortuig, en hier skryf hy nou in Romeine 4, dit is Abraham waarvan hy praat, ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Met ander woorde, dat hy het aan God se belofte, hy het nie na sy liggaam gekyk nie, maar hy het na God gekyk, wat die belofte gemaak het. So hoop, kyk nie na dit wat jy sien, fisies nie, dit kyk na God, en God is onsigbaar, maar die belofte van God staan vas, en ons het dit in die woord, sy beloftes, so elke keer as jy wil moed verloor, kyk na die belofte van die Here. Kyk wat is die belofte wat die Here aan jou gemaak het, want elkeen van ons het beloftes. Hy sê, daarom is dit hom tot geregtigheid gereken. Ons het vorige week daarvan gepraat, oor God het dit toegereken, omdat hy in God vertrou het. En God is 'n beloner van geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat in hom glo. God beloon altyd geloof, nie ons werke nie, maar ons geloof. Hy sê, maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe, dat dit hom toegereken is nie. Nou praat hy weer van Abraham. Kyk maar wat sê hy. Maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word. Wanneer word dit aan ons toegereken? As ons bly glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dood uit opgewek het. So wat is die bewys wat ons het, dat God sy belofte sal nakom? Nou wil ek vanmôre vir u vra is, glo u dat Jesus uit die dood uit opgestaan het? In hierdie week wat verby is, het daai woord na my toe gekom, en ek het weer gelees, waar die vrouens na die graf toe gegaan het, om die liggaam te gaan salf, want hulle het nie geglo hy gaan opstaan. En toe hulle daar kom, toe is die steen weggerol, en 'n engel sit op die steen, en hy sê, ek weet julle soek Jesus, maar hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Halleluja, gaan sê vir sy disippels, hy het opgestaan. So, toe is die graf leeg, die graf is vanmôre leeg, mense. Daarom kan ons ten volle oortuig wees, soos Abraham, dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Ek meen, as God Jesus, wat verbrysel was, uit die dood uit opkom wek, in 3 dae se tyd, en hom laat sit het aan die regterhand van die Vader in 'n nuwe liggaam. Wat is daar wat hy nie kan doen nie? So dit is wanneer ons regtig glo in die beloftes van die Here. Ok, so welkom Anne-Marie. Ok, ek wil net weer teruggaan hierso. Hoop beskaam nie. Alright, Romeine 5 vers 2 sê, deur wie ons deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. So alles wat ons met geloof en dit wat ons doen, is genade, die guns van God, sy goedheid, sy guns, sy favour. Hy sê, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So die heerlikheid van God is genade. En ons roem nie in ons geloof, of ons hoop nie, ons roem in die feit dat God bly getrou. Dat God kan nie faal nie. Halleluja, hy het Jesus uit die dood het opgewek. Hy sê, en alleen nie dit nie, maar ons roem ook in verdrukkinge, omdat ons weet dat verdrukking
lydsaamheid werk. So, wat sê Paulus hier? Hy sê dat partykeer kom daar vervolging, partykeer kom daar omstandighede en ons elke dag het ons verdrukking en vervolging. Maar moenie in daai vervolging of verdrukking of wanneer die probleme kom, jou geloof verloor nie, want dit bring lydsaamheid. Lydsaamheid beteken geduld. Dit maak dat jy geduld leer. En God wil ons geduld leer, maar hy wil ons leer dat ons is nie bedorwe kindertjies wat as ons nou huil, moet ons onmiddellik kry wat die Here van ons doen. Hy wil hê ons moet God bly vertrou. Hy toets ons geloof. Hy maak ons geloof sterk. Hy sê en lydsaamheid bring beproefdheid. Beproefdheid meen dat jy beproef verklaar het. God wil jou beproef verklaar, soos hy Abraham beproef verklaar het. En dis wat hoop is. Beproefdheid en die beproefdheid bring hoop. Okay, so baie keer as jy staan, wanneer jy nie meer kan nie en vashou, wanneer jy nie meer kan nie, maar geduldig bly en steeds bly glo. Want onthou, party wonderwerke gebeur onmiddellik. Ander vat tyd, dis soos 'n oes wat groei, jy die saad in die grond, maar jy gaan maak nie elke keer die saad oop om te kyk of dit groei nie, want dan gaan daai saad nooit groei nie. Bly God vertrou. Die geloof is die onsienlike, om die onsienlike te sien. Met ander woorde, dit wat jy met jou gees sien, dit wat jy nie fisies sien nie. Jy moet God daarmee vertrou. So ek wil vanmôre vir u sê, dit is wat ons kan glo. Hy sê, moenie dat verdrukking jou siel onrustig maak nie. Nou kyk wat sê Dawid. Dawid is gesalf as koning toe hy 'n jong seun was van 17. Ek dink hy het omtrent 20 jaar gewag voordat hy gekroon is as die koning van Israel. In daai 20 jaar moes hy vlug vir sy lewe. Saul het hom vervolg. Hy moes uit sy eie omstandighede van sy vader huis af wegvlug na die Filistyne toe wat die vyande was. En na Amalek wat die vyande, Moab was die vyande. Hy moes hom daar gaan wegkry, sodat Saul hom nie in die hande kan kry nie. Hy sê, maar kyk wat sê hy, Psalm 39, as daar 'n ou is wat bly glo het, dan was dit, en wat gehoop het, is dit Dawid. Hy sê, nou verwag ek, o Here, my hoop is op U. En dan praat hy met sy siel, en ons moet dit ook doen. Hy sê, wat buig jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Nou jou siel is jou emosies, okay? En emosies kan so maklik oorneem. Emosies kan maak dat ons al ons hoop verloor. En as jy jou hoop verloor het, wat bly oor? En Dawid het met sy siel gepraat. Hy sê, wat buig jou neer? O my siel, hy praat met sy siel. En waarom is hy onrustig in my? Hy sê, hy praat met sy siel, hy sê, hoop op God. Want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Hy praat met sy siel, hy sê, waarom is jy so neergebuig? Waarom is jy so onrustig in my? Hoop op God. Praat met jou siel. Sê vir jou siel vanmôre, sê vir jou emosies, ek hoop op God, want ek sal hom loof, want hy gaan deurkom vir my. En dan sê hy in Psalm 42, sê hy dit weer, vers 12, wat buig jy jou neer, o my siel, en waarom is jy onrustig in my? Jy sien, partykeer moet jy meer as een keer met jou siel praat. Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Okay, hy sê dit 'n tweede keer, en dan kom hy in Psalm 43, en hy sê dit 'n derde keer. Hy sê, wat buig jou neer, o my siel, en waarom is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig. Nou miskien is jy ook vanmôre op hierdie plek waar Dawid was, wat dit vir jou lyk dat God se beloftes nooit in vervulling gaan gaan nie. Hier vlug ou Dawid daar, as hy bly by die vyande, hy kan nie eens by sy eie familie kom nie. Die Here het gesê hy gaan 'n koning word, en hy wag nou al 19 jaar, wag hy nou al, dit gebeur nie, en sy siel sê vir hom, waarom vertrou jy nog? Waar is jou God nou? Waarom kom God nie deur vir jou nie? Jy sien, dis al daai leuns, daai hopeloosheid, daai emosies wat jou so hopeloos maak.
en dit buig jou siel neer, dit maak jou onrustig. Hy sê, praat met jou siel. Hier het hy 3 keer met sy siel gepraat. Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Sê dit vanmôre vir jou siel, die ek hoop op God. Ek sal hom nog loof, al voel ek nou anders, ek sal hom nog steeds loof, ek sal hom nog steeds prys, want hy sal my verlossing laat deurbreek. Halleluja. En dan sê hy, vertrou nie op verdrukking en bou geen ydelle hoop op rowery nie, en as jou vermoë aangroei, sit daar nie jou hart op nie. Met ander woorde, as dit nou begin 'n bietjie goed gaan, moenie jou hart op dit sit nie. Hou jou hart op die Here. Bly God vertrou. Hy sê, maar ek sal altyd deur hoop en u lof vermeerder. En hier is 'n versie wat ons miskien moet neerskryf. Ek sal altyd deur hoop en die Here prys. Want prys, lofprysing is iets wat ek doen wanneer ek nog niks sien nie. Dan verander my emosies na geloof en na uitsien na die verlossing van die Here. Dawid sê ook hierso, ek sal sê tot die Here my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. En ons bly mos hier in die mooie Montetjie, en as ek partykeer so na die berge uit en ek kyk na die berge, dan sê ek, so is my God, soos hierdie berg. Hy move nie, hy staan vas. So is my God. Soos hierdie berg staan, so is my God 'n toevlug en 'n bergvesting, is op hom wat ek vertrou. En ek gaan my nie deur omstandighede en deur probleme laat intimideer nie. Hy sê, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Want wat sien my gees? My gees sien die oorwinning. Ek laat nie toe dat vrees in my hart kom, in my emosies nie. Hy sê, kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy eie begeerlik. Jy kan nie op ander goed vertrou nie. Daar's een plek wat die Bybel sê, as jy vertrou op die arm van vlees, sal dit soos 'n riet wees wat deur jou hand steek. Jy kan nie op 'n riet, jy kan nie op die onbetroubaarheid van rykdom of van die wêreld of van dit wat mense sê, kan jy staat maak nie, maar sit jou vertroue op hierdie berg, hierdie rotsvesting, God wat nie beweeg nie, wat nie 'n leenaar is nie, maar altyd die waarheid praat. Halleluja. Hy sê, maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van my God, want dis waar ek skuil. Ek vertrou op die goeie tierenheid van God vir ewig en altyd. Goeie tierenheid, 'n mens kan nie goeie tierend wees nie, geld kan nie goeie tierend wees nie. Hy sê, maar God is goeie tierend. Dit beteken sy liefdevolle goedheid. God is liefdevol en hy is goed vir ewig en altyd. Hy verander nie. En jy kan jou lewe op hom sit en hy sal jou nooit teleurstel nie. Hy sê, laat my u goeie tierenheid in die môre hoor. Want dis baie keer wanneer hy opstaan, wanneer jy daai moedeloosheid wil toelaat. Want op u vertrou ek, maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot u. Hy sê, Here, wys my, waarheen is ek op pad? Deur u beloftes. Vertrou nie op prinse, met ander woorde op mense nie, op die mensekind, by wie daar geen heil is nie. Vertrou op die rots van ons siel. Halleluja. So, hoop is 'n oefening. In Romeine 8 vers 24, en 'n ou moet hoop fiks raak. Dit is wat ek vanmôre hier gesê het. Jou hoop moet fiks raak. Soos jou liggaam, jy moet dit oefen en oefen. Hy sê, want ons is gered in hoop, maar hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? So as jy nou alles gesien het wat jy hoop, waarom hoop jy nog? Maar hoop is iets wat uitsien na dit wat God gaan doen. Dis 'n verwagting. Hy sê, maar ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons met volharding daarop. As jy sien nie die hoop nie, maar jy wag op volharding met dit wat jy in die toekoms kan sien wat God vir jou gaan doen. Hy sê, verbly jou in daai hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. Ander woorde,
As jy begin moedeloos word, gaan net so 'n bietjie op jou knieë, sak net so 18 duim op jou knieë en begin bid. En net so 'n paar minute se gebed, dan voel jy, hier kom die geloof. Hier kom die hoop. Want die Here versterk jou gees. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Hy sê, want alles wat tevore geskryf is tot ons lering, is tot ons lering tevore geskryf, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So jy sit jou hoop in die woord, in die beloftes van die Here, en dit bemoedig jou, en dit maak dat jy weer jou hoop terugkry. Hy sê, en Jesaja sê ook, die wortel van Israel sal daar wees, en hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. Mense, daar's so baie mense wat hulle hoop verloor het, ook gelowiges wat hulle hoop verloor het, want die vyand kom na hulle toe sê, waar is jou God nou? Waar is die beloftes wat die Here vir jou gemaak het? Waarom gebeur dit nie? En al hierdie vrae. En as jy in daai ding ingaan, jy begin al meer negatief en hopeloos te raak. Begin eerder die Here loof. Sak op jou knie en begin jou, steek jou hande in die lug, begin hom prys, begin hom aanbid. Sê, dankie Here, U is 'n God van goeie tierenheid. U is my bergvesting, U is my hoop. Ek sit my hoop volkome op U. Halleluja, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Ek gaan nie kyk na die omstandighede nie. En dan sê hy, wat gebeur dan? En mag die God van hoop, so hy is die God van hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede. Dan kom daar blydskap in jou hart. Daar is nie meer daai swaarmoedigheid nie. En jy kry vrede, wat alle verstand te boven gaan. Hy sê, met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dan word jou geloof sterk. En dat jy oorvloedig kan wees in die hoop. So wat ek vanmôre vir u sê is, God wil vir ons oorvloedige hoop gee. Miskien is daar in hierdie wêreld nie meer veel hoop oor nie, maar die hoop wat die Here vir ons gee, is oorvloedig, deur die krag van die Heilige Gees. Halleluja, deur sy krag. So hoop is ons wapen. 1 Tessalonisense sê, maar laat ons wat van die dag is, nugter wees met die borswapen van die geloof aan. Ok, hier praat hy van die borswapen van geloof, ons het laasweek van dit gepraat, en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. So die helm wat jou brein beskerm, is die hoop op saligheid, met ander woorde op die verlossing van die Here, dat hy vir jou sal verlos, dat hy vir jou sal doen wat hy beloof het. En dit gaan gebeur. Dit gaan verseker gebeur. Hy sê, mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en 'n goeie hoop in genade gegee het. Ok, so hy het ons lief, hy troos ons en hy gee vir ons vanmôre hoop en hy gee vir ons sy guns. He's favor. Hy sê, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie. Partykeer hoop ons net as dit goed gaan. Hy sê, maar moenie ons, dis onseker. Rykdom kan in een oomblik kan dit verdwyn. Maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. So God is ons bron. En hy is die lewende God, die God van goeie tierenheid, van liefdevolle goedheid, wat ons alles ryklik mee wil seën. Halleluja. Sit jou belofte op hom, sit jou hoop op hom. En die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewig af beloof het. So hy sê, God kan nie lieg nie. Terwyl ons hier salige hoop en die verskyning van sy heerlikheid verwag, van ons groote God en verlosser, Jesus Christus. En dis die ultimate hoop, wat ons sê, dat Jesus gaan weer kom. Halleluja. Dis die hoop. En ons moenie daai hoop laat taan, ons moenie moedeloos word, as dit nie nou onmiddellik gebeur nie, maar hy kom weer en verseker, want God kan nie lieg nie. Mense kan vir jou stories vertel, jou omstandighede kan vir jou stories vertel, die duiwel kan vir jou lieg, maar God kan nie lieg nie. Sy woord staan vir ewig vas. Sit jou hoop in dit. Vertrou op hom, sien daai rots wat nie beweeg kan word nie. Al is die see en dit wat
om jou is onstuimig vanmôre. Sit jou hoop op die Here. Vertrou op hom, want hy verander nooit nie. Die woord sê, Jesus Christus is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. Hy sê, sodat ons geregverdig deur sy guns, deur sy vywer, erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Ons is sy erfgename. En gaan lees 'n bietjie in Efesiërs 2, waar Paulus sê dat hy bid vir die Efesiërs, hy sê dat God julle verligte oë van julle verstand kan gee. 'n Ander prentjie, verligte oë, die skille van jou oë laat afval, van jou geestesoë, sodat jy kan sien wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfgenaamskap onder julle is. Die roeping waarmee hy julle geroep het, die rykdom van sy erfdeel, wat hy vir ons gegee het, daai erfdeel, wat nie verlore kan gaan nie. Abraham het gekry na 25 jaar, wat hy die Here vertrou het. Josef het, ek dink omtrent 17 jaar gevat, voordat hy die tweede in bevel geword het van Egipte. Dawid 20 jaar voordat hy koning regtig op die troon gaan sit het. Ek wil vir u sê, jou troon kom, jou deurbraak kom, jou oorwinning kom. Hou vas jou hoop. Moenie dat dit gaan nie, want dit sal deurkom. Halleluja. Prakties, hoe doen 'n ou dit prakties? Hoop fokus op God se belofte, nie op emosies nie. Okay? So dit kry jou fokus van die woord. Soek 'n belofte wat die Here in sy woord vir jou gee. Soek daai beloftes. Maak nie saak, daar's beloftes vir elke probleem wat jy mag hê. Soek 'n belofte en moenie op jou emosies staat maak nie, maar op jou geloof en hoop. Hoop is ons bewys. So as jy dit gekry het, dis jou bewys, dis jou kwitansie. Sien die toekoms saam met wat God beloof het. Met ander woorde, begin kyk in jou geestesoog. Sien daai toekoms, sien daai vreugde, sien daai blydskap wanneer die Here vir jou gaan deurkom, want hy het dit beloof. Halleluja. Sien dit saam met hom, werk saam met hom in geloof soos Abraham. Moenie dat moedeloosheid, maar laat hoop op hoop is nie. Moet nooit moedeloosheid toelaat nie, asseblief, want dan sit 'n ou op die ashoop soos Job. Hy sê, maar moet ook nie ongeduldig raak nie. God is besig om te werk. Al sien jy dit nie, al ervaar jy dit nie, moenie gaan op jou sintuie nie, moenie gaan op jou emosies nie, God gaan vir jou deurkom. Moenie aardse dinge soos finansies jou laat beïnvloed nie. Moenie, wanneer dit nou goed gaan, voel nou het ek nie die Here meer nodig nie. Moenie, ten alle tye moet ons by die Here bly en hom vertrou. Sien die toekomsprentjie saam met God. Sien daai prentjie. Kry dit. Gaan sit op 'n plek waar jy kan ontspan en kry God se prentjie vir jou lewe. Moenie jou eie persepsies volg nie. Nou ek wil 'n storieetjie vertel en hiermee gaan ek afsluit. Ek en Jandrey, ek het hom genooi om saam met my bietjie in die natuur te gaan. Ons is albei baie lief vir die natuur en 'n bietjie te gaan hengel. En ons het toe so nou Vrydagmiddag gaan en ek bel die Vrydag en ek waar die plek waar ons altyd gaan daar by Teewaters Kloofdam, bel hulle en hulle sê vir my, o, julle nee, ons het vol, julle kan nie kom nie. Ons ken die plek, ons weet ons vang altyd daar vis en toe is ek nou baie teleurgesteld en ek begin rondbel en ek kry toe 'n plek hier by die Breë Rivier, nie baie ver van ons die ander kant Bonnievale. En ek bespreek die plek en ons ry en ons kom daar, maar ek het nie vreeslik geloof in die Breë Rivier nie, want ek het een keer het ons so 'n mannedag gehad en toe het ek in die Breë Rivier op 'n ander plek gaan, het ons probeer. Nie een van ons het 'n vis uitgetrek daai dag nie. En daarom het ek nou eintlik hierdie verwagting van nie eintlik 'n verwagting nie. En ek kom daar by die rivier. Ons kom daar by die rivier en hier is 'n vreeslike wal af en is begroei bosse en daar's trappies wat afgaan omtrent, ek weet nie hoeveel trappies nie, maar diep daar af en daaronder is 'n platform op die water en
ek sê vir die vrou, maar ek weet nie, jy weet, hierdie plek is nie vir my lekker nie, maar ons sal in elk geval, daar is die ander plek nou nie, ons is nou reeds hier, kom ons vat die plek. En ons gooi ons lyne in en die wind waai en daar gebeur niks nie en ons gaan toe dit donker word, al ons die stokke uit en ons gaan slaap. En ons slaap toe daar in 'n hut en gisteroggend 5:00 toe staan ons op, maar ek het steeds nie vreeslik verwagting van hierdie plek nie. Dit lyk net vir my nie lekker met hierdie wal en hierdie plek lyk nie vir my lekker en ons gooi ons stokke daarin. En ons sit nog so die volgende oomblik toe pluk daai vis my stok amper binne in die water en ek gryp daai stok en dis 'n groot vis. En ons het die hele dag 'n aksie gehad, geweldige aksie, maar ons was nie goed voorberei vir daai omstandighede nie. Ons het nie geweet wat die omstandighede is nie. En omdat ek 'n verkeerde verwagting gehad het, was ek nie goed voorberei nie. Ek het nou maar gedink, jy weet, dit sal soos die vorige keer wees. Maar dit het my onkant gevang. En ons het 2 visse huis toe gebring, maar ons het omtrent 6 of 8 visse, grootes, verloor, omdat ons nie voorbereid was nie. Ek wil vir jou sê, berei jou voor, moenie op jou eie persepsie. Persepsie is 'n lelike ding, om te kyk na dit wat in die verlede, en baie keer het 'n ou hierdie prentjie van, jy weet, dit het in die verlede gebeur, het gaan maar weer so gebeur, ons gaan weer sonder niks huis toe kom nie. Maar dit het hier vir my gesê, dat 'n mens moet in die lewe verwagting hê. Hierdie is nou maar 'n eenvoudige voorbeeld, maar verwagting hê. Moenie dat ander jou prentjie inkleer, of dat omstandighede jou prentjie inkleer. Moenie jou eie persepsies volg nie. Met ander woorde, moenie dat ander mense vir jou sê, oor jou toekoms en oor dit wat die Here vir jou gaan doen of so nie. Vertrou jy met die Here, dis jy en die Here, halleluja. God is 'n rots en hy kan jou nooit teleurstel nie. Vertrou, sit jou hele vertroue, jou hele toekoms, jou hele verlede, alles op die Here en sien saam met hom die prentjie van oorwinning en moenie omkant gevang word soos ons gister omkant gevang is nie. Ons kan baie meer gevang het as ons net beter toegerus was, maar ons was nie toegerus nie. Ek het nie gegaan met 'n verwagting, ek is eerlik. Ek het nie gedink, ek het gedink dit gaan weer soos die verlede wees. Maar hier kom surprise hierdie plek ons. En ek wil vanmôre vir u sê, moenie dat God se deurbraak jou omkant vang nie. Want dan kan jy dalk van dit wat jy moet kry, daai volheid, daai heerlikheid, daai oorlopends toe vol, kan jy dalk dit mis, omdat jy omkant gevang word, omdat jy vasgevang was in jou eie prentjie en in eie verwagting wat verkeerd was, jou eie persepsie. Ek wil vanmôre vir u bemoedig, sit jou vertroue op die Here. Moenie na mense kyk nie. Moenie na jou omstandighede kyk nie. Moenie dat dit wat jy sien, fisies, soos Abraham in die spieël gekyk het, en sy verstorwe liggaam gesien het, moenie daarna kyk nie. Kyk na wat God vir jou gesê het, want hy is 'n waarmaker van sy woord. God sal jou nooit laat beskaam staan nie. Nooit. Geloof en hoop sal jou nooit laat beskaam staan nie. Hou vas aan die Here. Druk deur soos Abraham, druk deur soos Dawid, druk deur soos Job, want die Bybel sê, omdat hy aangehou het, hy sê, kyk na sy voorbeeld, omdat hy lydsaamheid, geduld gehad het, het God hom 2 maal meer geseën toe die Here hom herstel het. Dit is die voorbeeld wat die woord vir ons gee. Hoe mag die Here u ryklik seën? Ek gaan vir u bid vanmôre, Here. Ons vra dat die Heilige Gees vanmôre hoop in ons harte sal bring. Ek weet nie hoekom ek hierdie boodskap nie, maar ek het vir myself ook gepreek en ek praat met my siel en ek sê vir my siel vanmôre. Ons sê vir ons siel, waarom is jy onrustig in my? Waarom buig jy jou neer? Hoop op God. Hoop op God, wat hy kan nie val nie. Hy sal vir jou deurkom. Halleluja. Sy beloftes is ewig waar. Maak nie saak nie, hemel en aarde kan vergaan, maar sy woord, sy beloftes sal nooit vergaan nie. Staan vas in die naam van die Here.
hoop op God, glo in hom en weet dat hy dra jou deur tot die laaste dag, wanneer hy daai groot belofte van hom sal waarmaak, wanneer hy gaan verskyn op die wolke van die hemel. En dan gaan ons nie meer hoop of geloof nodig hê nie, want dan gaan ons ervaar dit waarin ons geglo het. Dis hoekom 'n ou die Here dien, omdat jy glo in hoop en weet dat dit wat hy gesê het is die waarheid. Jy sal nooit teleurgestel word nie as jy jou hoop op hom sit nie. Mag die Here u ryklik seën in hierdie dag. Mag u 'n vreugdevolle, wonderlike Sabbatdag hê, 'n Sondag. Is eintlik maar ons vier mos maar Sondag, want Sondag is die opstandingsdag. Die graf is leeg, Jesus leef, hy het opgestaan en omdat hy leef, sal ons leef. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, there is no fear. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just to know he lives, because he lives. Daar's hy. Die Here seën u, dankie en 'n lekker dag vir julle hoor. Wonderlike, wonderlike dag en week. Amen. Amen. Dankie, Dok.